Here, ons kan dit nie regtig tel nie. Ons kan nie regtig begryp hoe groot die skepping is nie. En as ons praat van miljoene en honderde biljoene, dan het ons geen idee van hoe groot dit eintlik is nie. En dit alles het ontstaan deur U wat gepraat het. Laat daar lig wees. Laat daar die maan en son en sterre wees. Laat die groenigheid opkom uit die aarde uit. Laat daar voëls in die lug wees. Laat diere op die grond kruip. Laat daar mense wees. En jy het dit gedoen deur die gesproke woord. So daarom trust ons U, Here, dat selfs maak nie saak hoe bad ons omstandighede vandag is nie. Dat U vir ons sê, gee my 'n kans om net in jou lewe in te spreek. Want as ek praat, gebeur dinge wat jy nie kan verstaan nie. So ons gebed is vandag, spreek, Here, ons wil die stem hoor, maar ook die dade daarvan sien, Here. Amen. Want die Here tree in ons wêreld en hy sê vir ons genade en vrede vir julle. Ek klim in jou wêreld in en ek wil vir jou kom sê, ek is vir jou verskriklik lief. Jy is so spesiaal. So spesiaal dat ek my troon op in die hemel so rukkie van afstand doen en by jou kom sit. En jou oor kom fluister. Mag die Here se genade by ons elkeen wees. Amen.
en ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit, nooit verstaan. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, en ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit, nooit verstaan. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as 'n woorde kan bring, sing harte verlief op die koning in verwondering. U is die prins van die eeuwe, gesalf hy die beker van vreugde. O koning en luister,
mercy and grace unfolds. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. And I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Nog een keer. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Here, laat u wil geskied. Laat dit wat u vir ons in die oor wil fluister, dalk so 'n bietjie geskit word, waar ons dalk so 'n bietjie uit ons comfort zones moet pad gee. Maar spreek, Here, ons surrender. Ons is op ons knieë en ons wil u stem hoor. U wil, dis wat ons wil weet. Amen. Daai eerste song was mooi geweest, nê? Nee. Dis 'n nuwe een, maar hy werk so op en dit Johan, dankie, dit was waar is Johan? Daar is hy, Johan, dit was regtig great, dankie. Ons het hom ingevoer spesiaal van Potchefstroom. Spesiaal vir vandag. Ons is bevoorreg om 'n klomp nuwe lidmate te verwelkom in die gemeente, maar voor ek dit wil ek eers gou daarmee sê vir die leeu's, julle moenie te sleg voel nie. 3 punte is regtig waar nou nie so bad nie. Gegee wat ons nou nie 'n enkele springbok op hierdie stadium dink ek in die span het nie en hulle 9
onder andere die kaptein van die Springbokke en hulle het dit net gemaak, nee. Het julle die game gekyk? Ja, julle is boring. Come on, het julle maar die game gekyk? Ja, die ref was ook nie te bad nie, nee. Ons kan nie vandag oor hom kla nie. Ouens, daar's 'n klomp ouens in ons gemeente wat nogal swaar kry op hierdie stadium met hospitaal en klomp mense wat regtig waar die Here se teenwoordigheid nodig het. Kom ons dink regtig in ons gebede daaraan. Hermien, waar sit jy nou daar agter? Hendrik is oorlede in die week. Sterkte. Ons dink regtig aan jou. Mag die Here regtig waar jou sal sommer styf vashou. Sy diens was klaar geweest. Sy roudiens, so baie sterkte daar vir julle. Ons dink regtig aan jou. Hermien, skree as daar iets is waarmee ons kan help. Baie sterkte. Goed. Ons het 'n klomp nuwe lidmate, maar voor ons hulle gaan nader roep en vir hulle ietsie gaan gee. Ons net so terloops, ons op 'n stadium, ons het koekies gegee al vir mense as hulle nuwe lidmate is, dan moes hulle dit share met ander ouens en hulle het gekla en gesê maar hulle hou nie daarvan dat hulle te share nie. So hulle wil nie dit meer. En toe het ons 'n melktert gegee. En Tannie Martie is baie siek, sy was in die hospitaal, ek weet sy dalk al ontslaan is nie, maar sy is in die hospitaal, so sy kan nie meer melktert bak nie. So ons het maar die gesonder opsie gekies. Ons gaan vir heuning, dankie vir julle wat die heuning gegee het. Dis regtig, dit help ons baie. Dankie heuning julle. Dis 'n groot, so ons gaan 'n gesonde opsie en jy hoef nie te share nie. Tensy jy nou daai botteltjie wil kleiner maak en dit dan wil oorgee, maar dis vir hierdie klomp, ons het nou net die mense wat nou laasweek hier was met die nuwe lidmaat byeenkoms. Ek weet daar's nog 'n klomp ander mense wat ook nuwe lidmate is en wat nie in die gemeente is. As jy dalk nie weet hoe werk hierdie hele ding nie, jy gaan vul 'n vormpie agter by Jackie en Elise in en dan sal ons die lidmaatskap vir jou aanvra en dan so een keer 'n kwartaal, een keer in 6 maande het ons 'n geleentheid om 'n bietjie te vertel wat in die gemeente aan die gang is en dan word jy 'n lidmaat van die gemeente. Dis nie 'n verskillike 7 weke kursus wat jy moet deurgaan nie. Jy hoef niks te onthou nie. Jy hoef nie een of ander Bybelkursus deur Bybelkort te doen nie. Jy hoef nie 'n ander graad in Hebreëus te doen nie. Jy kan sommer net 'n lidmaat word van die gemeente. Dis eintlik net lekker. So ek gaan hulle voordat ons die kollekte opneem en voordat ons die aangaan met die res van die diens, gaan ek hulle vra om gou vorentoe kom asseblief. Jacques en Danica Miller en die Kids, hulle is hier terug by ons in die gemeente. Hulle was lank hier gewees en julle gaan die trappe kan aandurf nie. Kom ons begin daar naby die projektor. Dan staan julle so hierdie kant toe af. Marianne Venter. Mani Leroux. Paul en Henriette. Pieter en Rita Kuri en Joe en Renée en Daniel, julle kan ook nader staan. Party van hulle trou in die loop van die jaar. Hoe lank is dit nog? Joe, hoe lank is dit nog? 3 maande, 2 maande? Om die draai? Dit is nou 'n bietjie wit om die kiewe. Hulle is groot hengelaars, so as jy hulle nie hierso sien nie, gaan kyk hulle op Facebook. Hulle is altyd 'n vis in die hand. Dis reusagtige goeters. Marius en Jenica, spreek ek dit reg uit? Annelie het my geleer en ek het nie geluister nie. Gineke, daar is hy, goed. Salome en Marseille. Ja, kan julle nog so 'n tree regs gee asseblief? As jy nie omgee nie. Het dit nie afval nie? Het nie die verhoog verlaat nie. Goed. Morkel Griesel. En Avi en Stefanie Marx. Okay.
François, Charmaine en Magda, lesing. Ek dink om julle nou ook sigbaar te maak, maar nie hulle onsigbaar te maak, jy staan op daai boonste trappie, dan, ja, daai netjie, ja, daar is hy. Nico en Eileen, van Biljon. Nico en hierso nie. Michiel en Irma, verteenwoordig julle vir ma en pa ook. En die kids, ja, kom saam asseblief. Pieter en Chantel van der Merwe. En die kinders daar agter. JJ en Michelle. Hulle is ook eintlik nog op honeymoon. Dis almal ook hulle is al 'n jaar terug, is al langer terug, jaar. 2 jaar. Genade. Tyd vlieg. Goed, ek dink gaan julle inkom. Justin en Mia en Katrein. Ja, ek dink julle moet op die eerste trappie staan. Goed. Henk en Melissa Boysen. Ek dink die heel onderste trappie enetjie op van die grond af. Goed. Margrita Bekes. Ja, van agteraf. En Danie en Colette Massey. Kan ek so baie verby skier? Ekskuus. Goed, dis 'n hele rits mense wat op 'n manier gesê het, maar ons wil graag deel word van hierdie crowd, van hierdie klomp boei mense wat wil sê maar ons wil die Here dien op 'n manier wat vir hom gelukkig maak, hom laat smile. En ons sê vir julle so verklik welkom hier by ons in die gemeente. Mag die Here regtig waar julle gebruik met julle eie unieke gawes en talente waarvan julle baie het, wat baie keer nog so 'n bietjie weggesteek word. Veral as 'n mens begin in 'n gemeente inkom, dan weet mense nie heeltemal presies waar moet mense nou waar mag jy nou betrokke raak en waar moet jy eers 'n bietjie terug staan nie. Dit sal eventually kom. Moet net nie ophou om, en dis 'n belangrike ding wat ek laasweek vir hulle gesê het, moenie ophou om 'n nuisance van jouself te maak nie. Hier is 'n telefoonnommer wat jy moet uit jou kop uitken. 0836792162. Dis Annelies en Leia bel haar kronies. Sy sal vir jou werk uitdink as jy nie iewers weet waar om betrokke te raak nie. Sy sal jou iewers betrokke laat raak. Maar jy is so welkom in die gemeente. Ek wil hier ry begin met as 3 vrae wat ek vir julle moet vra. Die eerste vraag is, dis 'n kerk en die kerk se deure is oop. Enigiemand is welkom in die kerk. Maar tog as 'n mens lidmaat word van 'n gemeente, dan sê jy, ek glo dat dit wat hier gebeur die regte ding is. Naamlik dat die Here die belangrikste is. So is die Here die belangrikste in jou lewe. Nommer 2, sal jy die Bybel lees as die manier hoe die Here vir ons wil lei in ons lewe. En nommer 3, sal jy jou gawes en jou talente wat jy op hierdie stadium wegsteek, sal jy daai gawes en talente gebruik. Sal jy Annelies se nommer onthou en vir haar sê, help my, ek wil iewers te betrokke raak in hierdie gemeente. Wat is hardop julle antwoord? Jacques, ek gaan daar by julle begin. Sommige so op 'n ry. Ek gaan nie elkeen se naam hê, jy kan sommer op 'n ry begin. Goed. Okay. Good. Okay. Goed. Nou by julle Irma, julle, Michiel. Hier by jou. Great. Gaan ek aangaan? Want is dit nie waar dat ons elke keer hierdie vraag oor en oor moet antwoord, ja? En regtig moet sê, Here, ek is vir U verskriklik lief.
en ek sal die Bybel lees, want dis die woord van die Here, hoe hy ons gaan lei, en van my gawes, my talente gebruik. So ek weet jy's 'n klomp ouens wat hier sit, wat ook nog gawes en talente, wat nog steeds versteek is, en wegskuil. Stop daarmee, bel vir Annelie, 083 679 2162. Goed, ek wil vir julle elkeen so ietsie gee, ek dink julle kan sommer hier by my bystap, en dan kan ek vir julle sommer so aangee. Maar kom ons gee vir hulle lekker hande klap toe. Okay. Goed, ek het groot geword in die laat 70er, vroeë 80er jare, en ek gaan ietsie vertel daarvan, om uiteindelik te kom by ons preek vandag, en ons is besig met die, die kollekte, Hendrik, dankie, ek sal later vir julle vertel daarvan. Goed, daar is iets geleend vir offergawes, dankie. Ek het gesê, ek het in die 80er jare groot geword, ek het al lang al begin vergeet, so.
Goed, so julle weet, as die eerste sinnetjie in die preek. Ek het in die 80er jare groot geword, laat 70er, begin 80er jare. 83 was ek in matriek geweest, maar nou ek 'n bietjie geskiedenis vertel, om net vir jou te vertel waar ek vandaan kom en waarheen ons vandag gaan. 1945 gebeur daar 'n groot en belangrike ding. Die Tweede Wêreldoorlog hou op. En dis 'n huge ding wat gebeur het. 2 oorloë, miljoene mense dood. En kan ek net so ietsie daaroor sê? Moet asseblief nooit oorlog romantiseer nie. Daar's niks nice aan oorlog nie. As jy op die televisie sien wat in Gaza strook en Oekraïne gebeur of in die Midde-Afrika, moet asseblief nie dink, dis nice nie. Ek gaan nou iets daaroor sê. 1945 besluit Amerika, en toe was sy bondgenoot Rusland, ons moet hierdie oorlog klaarmaak mee teen die Hitler en die Nazis, en Amerika en Rusland en die landkaart wys hulle staan so ver van mekaar af, maar eintlik is hulle langs mekaar, as jy die ding uit omvou, is hulle eintlik bure, maar hierdie twee besluit toe om die einde te maak aan hierdie oorlog, en hulle beëindig die Tweede Wêreldoorlog. Maar toe gebeur daar iets tussen hierdie ouens en hierdie ouens, en hulle besluit, ons gaan nou 'n koue oorlog doen. En van 45, van die 50 af, dwarsdeur tot einde van 1980s, is daar hierdie koue oorlog tussen Amerika en Rusland. En as hierdie, niemand sê te veel nie, hierdie ouens bewapen hulle self, en hierdie ouens bewapen hulle self, maar as hierdie stilte, en hier en daar is daar so opvlieg, maar die groot ding wat daar gebeur is, daar is baie spionasie. En as 'n klomp boeke wat verskyn oor hierdie spioene, wat infiltreer, en dis grand stories, dit is lekker om al die stories te lees, maar daar's hierdie stilte wat gebeur, tot 1989, wat die mure afgebreek word, en alles verwyder word. En Suid-Afrika besluit ook, hierdie koue oorlog tussen die ooste en die weste of Amerika en Rusland, gaan ons in Suid-Afrika op 'n manier dupliseer. Dit lyk bietjie anders in Suid-Afrika. Ons gaan Suidwes-Afrika toe, vandag Namibië, of Rhodesia toe, of selfs Mosambiek toe. Ons gaan maak oorlog daar, en ouens, in my tyd, het daar ouens groot geword, en op 17, 18, 19 jarige ouderdom, het hulle weermag toe gegaan, om ander mense dood te skiet, mense wat hulle niks van weet nie, behalwe wat ons regering gesê het. Dis bad guys, hulle kom van Cuba af, hulle kom van wherever af, Rusland af, en ons moet hulle doodmaak, ons moet die land se grense beveilig, en daar's miljarde rande ingesteek, sodat jong oukies mense kan doodskiet en leer om te suip. Los die laaste winne. Maar dis wat gebeur het. Jong oukies het teruggekom met baie dissipline en baie alkoholisme. En 'n klomp bosbevoeterdheid. Dit moet ek nou van die kansel af sê, maar julle weet as die regte woord. En ons het gesukkel daarmee, om terug te kom by normaal, nadat al die goeders geval het, om in 'n normale omstandigheid te leef, waar ons nie hoef oorlog te maak nie. Trouwens, waar die oorlog amper as te ware gevoel, maar hoekom het ons dit gedoen? Namibië is op sy eie, Zimbabwe is op sy eie, Mosambiek word op sy eie gerand. Hoekom het ons daai miljoene rande en energie ingestoot om, dis die vraag wat baie ouens van my ouderdom vra. Maar ek is gelukkig goed groot gemaak. In ons huis het ons Sondag ten minste 2 keer op 'n Sondag kerk toe gaan. En nog iewers in die week Bybelstudie toe gegaan, en my ma het koor gesing, en as die kerk se deure oop is die slabbertjies daar. Almal in 'n ry so hier omtrent gesit in ons kerk daar in vereniging. My ma, en dan sit hulle so, my boetie aan die een kant, hy is die stoutste een geweest, my sussie aan die ander kant, sy is die jongste geweest, en ek was die groot en volwassenes. En ons het pak klere gehad, ons het kerk toe gegaan, elke Sondag, 2 keer 'n Sondag, die aand het jy dan so bietjie, nie is pak klere aangetrek jy met, kon jy 'n safari pak aantrek. Onthou julle safari pakke? Vaderland, dis die lelikste goed onder die son. Maar ek sien dit is alweer in die mode. Gister het ons iewers gou 'n draai gaan ry, en toe sien ek daar stap mense met 'n safari pak, genade, dit lyk erg. Maar goed, en ons het in die kerk groot geword, my ma het ons beskermd groot gemaak. So tot ek 18 jaar oud was ons in die kerk,
en het ek my hartjie vir wie Jesus gegee en ek al die regte goed gedoen, het ek blydenis van geloof afgelê, wat ons al die regte goed gedoen, so toe ek uiteindelik nou universiteit toe gaan in 1984, toe stryk die wêreld my met 'n voorhamer. Want dit wat ek en my vriendekring en die mense wat ek gehad het saam met die KJA en die SKJA en al daai goeters, ons het op die universiteit gekom en as jy gedink het die weermag het jou leer suip, Potch het jou meer laat leer suip. Daar en as jy eerste jaar is, dan moet jy mos nou die seniors se gemors as hulle iewers in die aande, want dit is ook nie net Vrydag aand nie, is elke aand, as daar 'n toetsaand is Donderdag aand, dan gaan drink hulle of om hulle sorge te laat verdwyn, of omdat hulle goed geskryf het, maar drink hulle, en dit het net gebeur dat jy moet skoonmaak, en ek het hierdie wrevel in my gekry van, my genade, wat het gebeur van hierdie mense wat goed groot gemaak is, en nou skielik leef as wat hulle maak wat hulle wil, en ek gaan nie eens al die sondes van die ander mense aandui nie, want ek wil nie jy moet dink ek judge nie, dis nie wat ek wil doen vandag, glad nie, inteendeel. Ek wil net sê, en dalk is jy in hierdie groep, ouers wat kinders beskermd grootmaak. Ouens, dis wonderlik. Dis wonderlik om jou kind aan die Here vas te maak, en om met die regte waardestelsel te gee. Maar ek moet jou waarsku, daar kom 'n dag wat kinders uitbreek uit dit uit. En die boundaries toets en kyk hoe ver hulle kan kom voordat hulle in die hospitaal opgeneem moet word. En is bad om daai tyd te beleef, maar hier is die belangrike. Hierso het ek geweet wie ek is. Ek het geweet ek is die kind van die Here. My lewe is oukei. My ma sorg vir my. Al het ons nie finansiëel swaar gekry nie, ek hoef nie finansiëel in te spring en iets te gaan doen nie, behalwe om koerante af te lewer elke oggend nie. So dit kon ek aan handle. Maar toe ek hier kom, toe kom ek agter, hoor die lewe werk nie so maklik nie. Ek het nie soos die ander ouens 'n pa wat my kort 'n klomp geld instop om net nog 'n jaar te swat en nog 'n jaar te swat en nog droog te maak en nog. Ek het nie daai backup gehad nie en hulle het nie 'n saak gehad nie. En toe kom ek agter, dis oukei om te sê ek het die Here lief. Maar as jy die Here regtig as jou redder en verlosser wil verkondig, dan gebeur dit dat baie keer, wat is die regte woord? 'n bom langs jy moet ontplof. Baie keer moet jy die Here regtig wil hê ken in jou lewe. Nie net omdat dit die gewoonte is nie, maar omdat jy weet daar's niks anderster nie. En ek dink myne het gekom toe ek eventually agterkom maar my geld is op, ek moet nog 4-5 jaar lank swat met die teologie, daar's 'n klomp goeters en ek het besef maar Here, ek het U regtig waar nodig. En hierso het ek U nodig gehad en my was daar, my ma was daar gewees. Kan ek net gou ietsie vir ma's en pa's sê? Luister my mooi uit, moenie kruisig hieroor nie. Dis goed om jou kinders te sorg en te versorg en te beskerm. Maar moet net nie dat die kinders dink jy is hulle verlosser nie. Jesus moet hulle verlosser wees. En baie keer staan ma's en pa's so in die gap tussen die wêreld en onsself, dat ons hulle nie vasmaak aan die Here, sodat hy in daai gap kan wees nie. Dis reg, jy moet daar wees. Maar as jy dag nie daar is nie, moet hulle steeds met die Here kan connect. En dis hoekom dit so crucial is, hoekom ons by die kategese, by die kinderkerk, die kinders aan Jesus wil vasmaak. Ouens, ek sê nie omdat ek 'n dominee is, maar dis belangrik. Jy en jou kinders moet in die Here vasgemaak wees. Nie aan jou besittings of die goederes rondom jou, of jy moet aan God vasgemaak word. En jy moet dit doen omdat jy geen ander keuse het nie. Omdat jy dit wil doen. As dit 'n moet is, it's not gonna work. So dalk gaan jou kinders hier voor staan, belydenis van geloof aflê. Ja, dominee, ja, dominee, ja, dominee, ja, dominee. En is waar, is goed. Maar as iets diepers nodig om regtig aan God vasgekonnekt te word. Hoekom sê ek dit? Interessant, nee, dat in die 80er jare word op hierdie stadium amper obsessief beskou deur die jonger generasie. Die jonger generasie love die 80s.
Dis ABBA, en dis Queen, en dis weermag, en dis dissipline, en almal gaan weer terug na daai, ons wil dit weer terug hê. Is okay, dit was nie so, regtig so wonderlik as ons almal dink nie. Maar hoekom sê ek dit? Want ek dink baie van ons staan vandag voor 'n spieël elke dag, en wat jy in die spieël sien, en ek dink jy moet mooi hoor wat ek sê, want dit is so belangrik. Elke keer dat jy voor 'n spieël staan, is die gevoel wat jy wegdra daarvan af disappointment. As almal kyk in die spieël en sien, ek is nie meer wat ek was nie. Rowan, ek gaan my storie vertel, sorry daaroor. Ons sit in ons huis hier so in Nellystraat. Teen die een muur was daar altyd damp geweest, want dit is aan die agterkant van die stort geweest, en daar was teel wat gelekker. Maar toe eventually besluit ek en Annelie, ons het 'n huge spieël daarso. So groot met so houtraam om, maar dit is huge. Maar ek het later daai spieël verafskiet. Want as Rowan by hom verbystap, dan flex hy net eers. En as hy nie wil flex nie, dan het hy 'n bull move wat hy daar, en sien hoe lyk hy nou in hierdie groot spieël. Want dit is nou regtig huge. So hy kon die hele tyd flex. En ons flex die hele tyd in die spieël om te kyk hoe lyk ons. En die meeste van die kere besef jy, nog 'n bietjie werk aan my triceps, nog 'n bietjie werk aan my maag, nog 'n bietjie dit. En ek praat met mans, maar vrouens, julle is 10 maal erger, hè? Hier's 'n grys haar. Hy's blooie. Ek sal moet kyk vir Botox. As net kyk of jy nie en as ons in die spieël kyk, is ons altyd teleurgesteld, omdat ons twee goeders mis. Die eerste ene, ons mis waar ons was, maar daarvoor het ons 'n oplossing. Ons het daarvoor medaljes en sertifikate en CV's wat ons in die mure plak, sodat ons kan weet, ek was daarom grand geweest, ek het die Comrades gehardloop. Dis al amper 20 jaar terug. Maar ek het hom gehardloop. Daai klein medaljetjie is in my laai, net so groot, teleurstellend groot, teleurstellend klein. Maar ek het hom gehad. Ek het 'n graad of 2 en ek het dit selfs met lof geslaag en al die goedes hang agter my. So dit maak die beeld van die spieël 'n bietjie helderder, want daar's goedjies wat gebeur het. Maar die tweede ding wat gebeur is, behalwe die goed wat nie gebeur het, kyk jy voor en dink jy myself, as hierdie proses so aangaan, as die grys hare teen hierdie tempo begin uitkom, dan gaan ek nie hierdie jaar maak nie. Dan sal ek nou iets moet doen, en ek vra sy hele tyd, ek het nog nie genoeg gedoen nie. Nie genoeg geld nie, nie genoeg fiksheid nie, nie genoeg gesondheid nie, te veel, te oorgewig, en ons is net eenvoudig teleurgesteld. Hoekom? Want ons kyk na onsself deur ons eie oë. Of dit nou in die 80's was, en of dit nou vandag is, en of dit nou oor 30 jaar gaan wees, ek moet net belangrike ding sê nou. En dit klink cheap easy, maar dit moet gesê word. As jy jouself nie deur God se oë kyk nie, gaan jy altyd teleurgesteld wees in jouself. Okay, Dominee, dis die regte ding om te sê, dis jou werk om dit te sê, jy moet altyd die Bybel gebruik as die spieël. Ek moet dit sê. As jy nie deur God se oë na jouself gaan kyk nie, gaan jy altyd te maar, te vet, te ryk, te arm, te dit. Jy gaan altyd teleurgesteld wees in wie jy is. En verstaan reg, ek weet ons moet verbeter. Ek weet ons moet poog na iets beter. Ek weet ons kyk na hierdie en ons dink, dit moet dan iets meer wees. Ek en Orge daaroor gepraat die week, die pad van heiligmaking moet plaasvind. Ek is te sondig, dan moet 'n klomp goeders gebeur in my lewe om dit reg te maak, en die Gees werk daarmee. Maar dit is belangrik dat jy voor die spieël sal staan, voor die spieël van die woord van die Here, en by hom sal hoor wat sê hy. Kan ek jou inlei daarin? 2 Korintiërs 5 vers 21 skryf Paulus, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek, ons wat sondaars is, as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. So boys and girls, God kyk en sê, "Sjap. Ek kyk nie na julle deur jou spieël nie,
ek kyk deur Jesus na julle en ek het hom in julle plek as sondaars gekruisig, so julle kan relax. Julle is okay. Trouwens, 'n paar verse voor skryf, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis hoe God ons sien. Ja, maar hy sien nie heeltemal raak hoeveel vetjies daar om die heup nie, om die middel nie. Hy sien nie raak dat ek nie altyd kom waar ek wil wees nie. Hy sien nie, die Here sê, jy sharp. Ek is okay met jou. Want ons dink, die Here kom net en sê vir jou, jy is spesiaal. Hier's vir jou 'n sterretjie op jou voorkop. En ons blink al te fraai. En ons vra die ligte om op ons te wees, so die liggie, die sterretjie al hoe helder en helderder kan skyn. Dit was die fout wat ek gemaak het in die 80's. Ek het 'n sterretjie. Die Here is my lief. Ek is okay. Maar die belangrike is, jy kry 'n sterretjie om iets te gaan doen. Jy kry nie 'n sterretjie om te sê, "Oh, kyk hoe mooi is ek nie." Jy kry 'n sterretjie om te sê, "Okay, nou moet jy gaan dien." Jesus sê dit self. Hy sê in Markus 10. Nee, was hy weg. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te serve, om 'n bediende te wees. En sy lewe gegee, dood gegaan, as 'n losprys vir baie mense. In Markus 8. As iemand agter my aan wil kom, sê Jesus, klim van jou troontjie af. Moet jy jouself verloon. Daai sterretjie is 'n job description. Dis nie 'n status simbool nie, dis waar jy iets moet gaan doen. Jy moet jou kruis opneem, betekende, jy gaan nou sterf aan jouself. Nie, ek gaan nou lekker agteroor sit en 'n groot banierboek in my en sê, man of the match nie. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Ek lees Romeine 8, en ek gaan krap in een van die vertalings, die Message, wat so 'n bietjie 'n beskrywende vertaling is, en ek gaan dit nou in Engels lees, en dit het my diep geraak. But if God himself has taken up residence in your life, ander hy bly binne ons, then you can hardly be thinking more of yourself than of him. Anyone, of course, who has not welcomed him, his invisible but clearly present God, the Spirit of Christ, won't know what you're talking about. But for you, who welcome him, in whom he dwells, even though you are still experiencing the limitations of sin, you yourself experience life on God's terms. It stands to reason, doesn't it, that if the alive and present God who raised Jesus from the dead moves into your life, he'll do the same thing in you that he did in Jesus, bringing you alive to himself. Luister daar staan, nie bringing you alive to yourself nie, but to himself. When God lives and breathes in you, and he does, as surely as he did in Jesus, you are delivered from that dead life. With his Spirit living in you, your body will be as alive as Christ. Omdat hy in ons woon, en deur ons wil werk, maak hy ons regtig alive. Nie alive jy terug in die uitjies om net 'n sticker te kry nie, maar alive om vir hierdie wêreld verskil te maak. Ouens, hierdie wêreld het ons nodig. Ons het hulle nodig, maar hulle het ons nodig. As ek en jy nie hande, voete, knieë vir hierdie wêreld is nie, wie gaan dit wees? So kom ons hoor wat sê die Bybel oor ons. Die Bybel sê ek en jy is geliefd. Ons is belangrik. Ons is capable. Ons is 'n meesterstuk, poema. Ons is aanvaar. Ons is sterk. Ons is waardig. Ons is talentvol. Ons is uitverkies. Ons is braaf en ons is vergewe. En hier's maar, ek dink
11 eienskappe wat ek so vinnig gaan uitkrap uit die Bybel en ek kan vir julle al die tekste saamgee. Maar die Here sê, ek is mal oor julle man. Hoekom gaan meet julle aan die wêreldse standaarde? Stop daarmee, want jy gaan dit net nêrens dit maak nie. Mans, julle weet waarvan ek praat. Ek is net nooit goed genoeg nie. Nie genoeg geld nie fiks genoeg nie genoeg betrokke by my kinders se lewe nie. En ons mans voel failures. En ma's voel nog groter failures, want daar's soveel meer druk op julle. En ons praat nie oor enkel ma's nie. Ons praat nie oor tieners nie. Want jy's net goed as jy 'n goeie rapport saambring. Op die top 10 is. In die A-span rugby speel. As jy net so 'n bietjie uitstaan bo die res. En weer eens, natuurlik is daar plek daarvoor. Maar ons het so behep geraak daarmee om net gedurig onvoldoende te wees. Insufficient te voel. Ons maak onsself dood. Nie seer nie, dood. Wat wil die Here eintlik hê? Die Here soek maar net dat ek en jy gehoorsaam aan hom sal wees. Ons kan vir mekaar baie goed gee oor wat wil die Here nou hê, wat is die lysies wat hy wil hê van sonde en nie sonde nie. Al wat die Here vir ons wil sê is, kom sit my skoot en doen wat ek vir jou vra. Dis al. Here moet net bots 'n bietjie, weet. Gaan baie keer 'n bietjie teen die grein in van die lewe. Teen die grein van die kultuur, teen die grein van die skool se reëls, teen die grein van jou besigheid se omstandighede. Maar wat die Here van jou vra is, wees getrou aan my. Kom sit op my skoot, kom leer by my en gaan doen dit. Gaan beantwoord my woord. Dis al. Die uitjies was lekker geweest. Ek kan 'n hele klomp ander goeders ook sê oor die uitjies. Dit was regtig lekker. ABBA was regtig goed. Beste rockgroep was regtig Queen geweest. Die stickertjies was lekker geweest. Onthou julle met die sonnaskool het ons self seels gekry, seker silwer en goues en op jou elke jaar gekry omdat jy getrou by die sonnaskool was. Was reg nice tyd geweest. Die 2000 is so bietjie moeiliker. Want dit wat jy daar gehaat het, moet jy hier gaan toepas. Boy, en dis nogal moeilik. Wat die Here daar vir jou gesê het, jy's okay. Moet jy hier so elke dag gaan leef. Jy weet, ek is 'n kind van God. Ek kan dit maak in hierdie wêreld want ek het sy backing. Nie my ma se nie. Nie die kerk se nie. Nie my vriendekring se nie. Maar ek het God se backing. En God sê, gaan kyk in die spieël toe. En kyk hoe ongelooflik ek jou gemaak het. Man, daar's niemand anders wat dieselfde vingerafdruk as jy het nie. Of tongafdruk of iris afdruk nie. Daar's niemand op die aarde wat jou persoonlikheid het nie. Daar's ook introverte en ekstroverte en bombastiese. Daar is hierdie ouens, maar jy is uniek met jou mengsel wat jy het. Jy is my antwoord vir 2025. Ja, ons glo dit nie altyd nie, ons sukkel om dit te glo, ons sukkel om dit vas te kry. Ons sukkel om dit ons eie te maak. Ons hoor van die sterretjies op ons, en ons weet ons is belangrik vir en ons ken al daai goeders. Here, maar as dit moeilik gaan na buitekant, dan sukkel ons om dit net gestalte te gee. So herinner ons oor en oor asseblief daarvan. Vertel vir ons is mooi, en ons is geliefd, en ons is waardig. Vertel vir ons is vergewe, volgende week se preek. Vertel vir ons asseblief, Here, dat U okay is met ons. Dat U net okay is met ons, maar dat U gek is oor ons. So Here, as ons 'n bietjie terugblaai in die Bybel, dan wil ons vashak by 'n teksversie wat U vir ons ingeskryf het in 'n boek wat ons nie altyd lees nie. Die boek se naam is Sefanja. Sefanja 3 vers 17 staan daar, dat U vir ons skryf en sê, ek is stil tevrede oor julle. Ek is stil tevrede
oor julle. OK, dankie Here. It's amazing om te hoor dat U okay is met ons. Nie omdat ons heilig is nie, nie omdat ons soet is nie, nie omdat ons nooit stout is nie, maar omdat U ons gemaak het en gesê het, Jy is myne, ek is stil, tevrede oor jou. Dankie daarvoor. Amen. Van die storm sal hy hoop die hou met in roep storm sal sing van die storm sal van die storm sal as een geloof Wie het almal in die 70s en 80s groot geword? Steek gou julle hand op. Nice tyd gewees, né? Wie is almal boerlinge geboorte in die 2000s? Wie het na 2000 gebore geword? Steek gou julle hand op. Kyk, die res was seker in die 90s, né? Is daar ons wat in die 40s nee, toe maar. Is dit nie ongelooflik dat die God van alle generasies is nie? Of hy nou in 1940s gebore is, of in 2025, een van die dae, waar sit mee hulle, om die draai vir hulle, is God die God wat daar is by ons. Hy maak het so, hy sê vir ons, my genade gee ek vir jou. Of hy nou in die 40s of die 2020s gebore is, my genade is vir jou. Ek sal jou God wees. Ek promise jou dit. En so, by the way, ek like jou.
Ek hou van jou. Nee, ek is lief vir jou. Ek is gek oor jou. Mag die Here se genade saam met ons gaan. Amen.